soos ons hier so staan vanaand, roep ons uit na U toe, Here, met alles binne in ons. Here, kom help ons om vanaand al ons gedagtes, al ons idees, alles na U toe te skuif, Here, soos ons net stil raak voor U vanaand. Abba Vader, dankie dat U het vir ons Jesus gegee as 'n wonderlike, groot geskenk om ons vry te koop. Jesus, dankie dat U U lewe vir ons gegee het, sodat ons in verhouding met Abba Vader kan wees. En Heilige Gees, ons nooi U net uit om ons harte te kom sag maak vanaand vir dit wat U met ons wil deel. Ek vra dat U my mond sal aanraak met U woord, en dat U deur my sal spreek die woorde wat U wil hê U kinders moet hoor vanaand, insluitend myself. Here, ek bid dat harte sal verander en dat lewens sal skuif om 'n impak vir U te maak. In Jesus naam. Amen. So, ons is as 'n Soteria familie, dankie band. Ek sien nou net Mishke droog haar traantjies af. Ek is nou besig om my traantjies hier af te dreig. Dankie daarvoor. Dit was beautiful. Kom ons gee hulle net 'n lekker hande klap. Baie dankie vir julle, hoor. So, ons as 'n Soteria familie is regtig op hierdie, ons is op hierdie reis, hierdie vas en gebedsreis waarop ons is vir 21 dae. En vir elke persoon lyk dit anders en dit maak nie saak hoe dit vir jou lyk en waaruit dit bestaan en wat jy in jou hart opgeneem het nie. Maar eintlik wat so amazing is van hierdie tyd is ons hou nie net hierdie tyd vir net hou nie. Ons is besig om 'n belangrike tyd te herdenk en te half te relive waardeur Jesus was. En dit was daai 40 dae wat hy aan verskeie mense verskyn het en homself geopenbaar het aan hulle, nadat hy uit die dood uit opgestaan het, en homself bekend gemaak het. Maar wat so interessant is, nadat hy homself vir 40 dae aan 'n klomp mense gewys het hy vir sy disippels met hulle gepraat en hy het vir hulle iets baie belangrik, het vir hulle baie spesifieke instruksie gelos. Hy het vir hulle gesê, wag. Hy het vir hulle gesê, wag. En hulle moes net wag. En dis waar ek gaan praat vanaand. Nou, hulle het nou al 'n rukkie gewag, want daai 3 dae na sy dood, imagine hoe dit gevoel om in daai tyd te gewag het. Jy weet nie wat gaan aan nie. Jou alles is gekruisig en nou wag jy. Nou staan hy uit op die dood uit. Nou hoor jy, hy verskyn aan party mense en hulle wag, want hulle weet nie, wat gaan nou gebeur? Wat is die proses? So hulle is in hierdie hele tydperk, seisoen van wag. Maar voordat Jesus opvaar, en julle weet ons herdenk opvaar, ons hemelvaartsdonderdag nie. Maar op daai dag van hemelvaart, kyk Jesus vir sy disippels en hy gee vir hulle hierdie, hy sê in Handelinge 1 vers 4, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised. Dis wat hy vir hulle gesê het, maar hulle wag nou al 'n rukkie vir 'n klomp dinge om te gebeur. Nou, my vraag hier aan jou nou vanoggend, wie hierso is nou lief vir wag? Hier is nou nie geen hande wat hier opgaan nie. Wie is daai ene van jy staan in hierdie ry, en as jy daai ander ry sien met so bietjie, dan skuif jy na daai ene, julle die Here toets my nou die dag, nee, hy is die oggend besig met my met gehoorsaamheid, en so staan ek in 'n tou, en ek is net op pad om te betaal, en hier kom 'n ou tannie agter my met haar kiertjie, en ek sê soos, Here, ek sien nog nie, en die Here sê, gee vir haar jou plek, ek sê, ek het nie tyd nie, en hy challenge my, tannie, kom staan maar, en die tannie gaan betaal,
En sy het toe nou nie haar kaart nie, en dis nader aan 20 minute, en toe kon sy anyway nie betaal nie, want sy het haar kaart vergeet, en toe dink ek, nee, die Here leer my 'n groot les daai dag. So, ek weet nou nie waar het ek nou daar uitgekom nie, maar dit gaan oor wag, nê? Ons hou nie van wag nie. Ons is nie in 'n samelewing, ons is nie bekend met wag nie. En tussen wag doen ons nou ook nog deesdae ook iets. Ons kan nie eers meer net sit en voor ons kyk nie. Wat het ons met onsself gedoen? Ek probeer nou net dink, as jy op die lughawe gesit het en jy het nou nie jou selfoon, jy het nie, daar was actually tyd vir on die selfoon. Kan julle dit glo? In matriek het jy gedroom jy het 'n selfoon in ons tyd. Dit was so baksteen. So ons is in 'n tyd, ons weet nie wat wag beteken nie. Maar ons is nou op daai plek van 'n 21 dae wag. Ek weet nie van julle wat nou regtig op hierdie journey is van Here, ek gee nou iets op in hierdie 21 dae. Ek het besef, ek's actually besig om in 'n wagtydperk in te gaan. En wag is nie lekker nie. Maar ek dink dit is omdat ek my hele persepsie omtrent dit moet skuif. Wag is nie lekker nie. En ek moet regtig vir julle sê, ek sukkel met my emosies die afgelope rukkie in hierdie wagtydperk. Ek's besig om bottom hier te slaan. Wie anders het bottom hierdie week geslaan? Ek voel soos laag. En ek is so geïrriteerd met myself, dat omdat jy iets weghou van jouself, dat jy in sulke emotions kan ingaan. Ek dink Richard het verlede week met ons ook daar gepraat, toe hy kom kuier het by die kantoor by ons, oor net die effek wat dit op jou het, as jy iets wegvat, maar nou voel dit vir my, ek sal in die staan stil periode, en ek seker baie van julle voel dit ook. Maar ek het regtig agtergekom, wag is nie 'n lekker plek vir my vlees nie. My vlees hou nie van wag nie, want ons leef in 'n tydperk wat ons vlees begin leer het, hy kan iets anders doen. Hy weet nie meer wat om met wag te doen nie. Dit is 'n baie eintlik hartseer tydperk waarin ons is. As julle verveeld is, wat doen julle? Is dadelik vorentoe nê, want ons weet nie wat om met wag te doen nie. Maar dit is glad nie, as ons kyk na wag nê, ons dink wag is, as ons praat in terme van ons verhouding met die Here, ons wag, en ek sê dit nou baie Lizay, maar soos ons wag vir die Here dat hy na die party toe kom. Here, wanneer gaan U nou vir my doen wat ek wil hê U moet vir my doen? Dis gewoonlik die houding wat ons het. Ons wag dat God iets vir ons doen. En nou doen hy nie iets vir ons nie, en dit maak ons baie en ek wil vir jou sê, dis nie wat wag beteken nie. Dis nie wat wag in die woord van God beteken nie. Dit is nie 'n effek van, Here, ek wag nou dat U iets vir my doen nie. So ek wil jou challenge, dis iets anders. Wag is heeltemal iets anders in die woord van God. Die dissipline om te wag is 'n geestelike dissipline wat regdeur die Bybel praat dit van wag. Dit kom ongelooflik baie voor. En dit is ek wil eintlik vir jou dit so beskryf. Dit is 'n wagtyd wat spesifiek op God gerig is. Dis gerig op God, nie op wat wag vir iets of op ons aksie van iets wag nie. Dit is gerig op God. So ons moet 'n ander prentjie van wag kry as ons vanaand daarna kyk. Jy moet jou fokus skuif weg van jouself en van iets wat moet gebeur, 'n aksie, na God as dit kom by wag. Jy moet jou hele fokuspunt na hom skuif. Want ergens along the way, soos wat ons die mensdom mag begin doen het, it's all about me. En ons het wag all about me begin maak. En die uitdaging is, ons fokus moet skuif van ons af na
die Here toe. Dit is wat wag beteken. Is om in hierdie tydperk van wag altyd jou fokus op te skuif na hom toe en na hom te kyk. 'n bekende teoloog, julle is heel waarskynlik baie bewus van hom, Tozer het gesê, waiting on God is a deliberate act of faith, silence, spiritual preparation, often warning against modern activism. Nou, jy sien, ek gebruik nou alweer woorde wat ek nie kan uitspreek nie. Julle weet wat dit beteken. Hy het nog ietsie gesê, it's dangerous to be so busy that you have no time to wait on God. Daar's hierdie plek waar jy moet wag op hom. Waiting on God in silence often can accomplish more than days of feverish activity. Dis so waar. En as jy die woord gaan lees, ek gaan julle deur skrif vat vanaand. Daar's soveel beloftes gekoppel as jy kan wag op die Here, as jy weet wat dit beteken om op hom te wag. Een van die eerstes wat vir my so mooi is Psalm 25 en ek wil julle moet besonder na die woorde luister. En is Dawid wat hier praat. En hoor na die beloftes wat gekoppel is daaraan as jy wag op hom. Tot U, o Here, hef ek my siel op, my God op wie ek vertrou. Hy laat my nie beskaamd staan nie. Laat my vyand nie oor my juig nie. Ja, niemand wat op U wag sal beskaamd staan nie. Is dit nie mooi nie? Maak my U weë bekend, Here, leer my U paaie, lei my in U waarheid, leer my, want U is die God van my heil. Op U wag ek die hele dag. En hy sê nie asof dit nou moeite is nie. Hy sê, ek wag op U die hele dag. Want U is my heil. U wys vir my die paaie. Hy weet, sy leiding is in hier, sy verlossing, sy redding. Die Here gaan hom help om met sy vyande te deel. Alles van hom lê in hierdie wag. Hy wag net op die Here. Hy wag om te sien wat die Here gaan doen. Hy wag om by die Here te hoor wat hy moet doen. So hier sien ons dat Dawid weet iets van jy wag en dit het iets te doen met die Here gaan jou lei. Hy gaan homself aan jou openbaar. Hy gaan jou verlos. Hy gaan bevryding vir jou bring. So daar's net sekere dinge wat ons slegs leer wanneer ons bereid is om stil te raak en te wag op die Here. En dit is vir my baie belangrik, dat ons moet weet, as ons nie bereid is om te wag in ons lewe nie, as ons as 'n Christen nie gaan bereid wees om te wag op die Here nie, wil ek vanaand vir jou sê, jy gaan oor baie dinge in jou lewe uitmis. Want die Here wil vir jou baie dinge wys. Die woord sê daarvan, hy wil vir sy kinders, he wants to show concealed matter to his children. Hy wil vir hulle hierdie skatte openbaar. Maar as jy nie gaan wag nie, gaan jy op dit alles uitmis. Want jy gaan net voortgaan. So daar's iets so mooi in wag. En nou, die vas, wat dit so bitter moeilik maak, glo ek, is hierdie wagtoestand. Want dis waar ek myself bevind op die oomblik. En dan nou wag jy. En niks gebeur nie. Dit is so dood. Voel vir my of ek deur 'n doodsdal hier gaan. Ek sien Rihanna verstaan waarvan ek praat. Dit voel soos alles is stil. En jy kan nie eers eet om jouself beter te laat voel nie. Of wat ook al jy na toe ontvlug. Want nou is jy stak, nee, jy is nou wag. Hier moet nou iets gebeur, iets moet shift. Hoor hierdie nog 'n vers. Psalm 27. En hoor net hoe ryk is die woord van God as dit kom by wag. Here, leer my U weg en lei my op 'n gelyke pad vanweë my vyande. Gee my nie oor aan die begeerte van my teestanders nie. Ek kan hoor hier's baie vyande hier betrokke. Want valse getuienis het teen my opgestaan en hy wat geweld uitblaas. As ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie,
maar ek wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Hoor net hoe sê Dawid weer, wat is die manier om hierdie situasie te hanteer? Wag op God en wees sterk op hom. En hy koppel wag en sterkte aan mekaar. Wag en wees sterk. Wees sterk, ja, wees sterk op die Here. Ja, wag op die Here. Hy encourage ons, wag op die Here. So ek wil jou encourage vanaand, wag op die Here. Maar sien uit met 'n verwagting in dit wat hy gaan doen en vertrou hom. En hierdie wag op God is nie passief nie. Jy wag net om te hoor, maar dit is 'n daad van geloof, van vertroue en volharding. En ek dink nie daar's iets moeilikers as om te wag en jy wil iets doen en jy weet die Here het vir jou gesê jy mag nie 'n move maak nie. Jy moet wag. Jy moet wag tot ek vir jou sê. Dis die moeilikste ding. Dis regtig die moeilikste ding. As die beste ding, maar dis die moeilikste ding. En dit laat my dink aan, weet hierdie versie is, dis natuurlik, dit is nou die kersie, amper sê die koekie op die kers, maar dis die kersie op die koek. Die kersie op die koek en hierdie quote uit die Bybel uit, hierdie vers, die woord, word ook weer gequote in die Nuwe Testament. Maar hoor die significance, hoor wat sê die Here vir ons, Jesaja 64. Since ancient times, no one has heard, no ear has perceived, no eye has seen any God besides you who act on behalf of those who wait for you. Wow. En weet julle wat, ek wil julle net ook weer encourage in die tye waar ons is. Ons almal wag vir die Here in ons lewens. In verskeie dinge. Maar hoor net, wat is die mooi belofte. Jy kan nie imagine wat hy vir jou in gedagte het. As jy op hom wag en vertrou nie. Dit is sy belofte vanaand. No ear has heard, no eye has seen how he will act on your behalf. Dit beteken, jy sal verbuisterd staan, of in hierdie lewe, of die lewe hierna, maak nie saak nie. Daar gaan 'n dag kom wat jy gaan gee, ek kan dit nie glo nie. I couldn't see this, I couldn't believe, this is incredible. Maar wat beteken dit prakties om op God te wag? Ek het begin agterkom, dat in my eie lewe, is dit dikwels nie iets wat God vir my wil doen nie. Dis iets wat hy deur my wil doen. En dit is so belangrik dat ons dit moet verstaan, op alles wat ons vir hom wag. Want onthou, ons maak dit so maklik oor ons. En ek wil jou net weer vanaand encourage, om, jy is geroep om jou oë op hom te fokus. En hy sal na jou kyk, maar hy wil deur jou werk. Hy wil deur jou werk. Wie is daai kanaal waardeur hy kan werk? Nou, om net so 'n bietjie uit te brei oor hierdie woord wag, want dit kom soveel keer in die woord van God voor. In Psalm 37 word wag, die woordjie wag op 2 verskillende maniere gebruik, wat vir my baie interessant is, as jy gaan kyk na die diep Hebreëse oorspronklike betekenis. Ek gaan eers kyk na Psalm 37 vers 9, but those who wait for the Lord, they will inherit the land. Here, hoor julle al hierdie beloftes wat aan wait gekoppel is? Hier praat hy van, they will inherit the land. Incredible beloftes as ons wag op hom. Dit laat my sommer net dink aan ons kerk, waar ons ook in 'n wagtydperk is. We will inherit the land, né? Dink sommer net daaraan. So in vers 9 dra daai woord nie, waar hy praat van wait. Dit praat van daai wait, praat van daai expectation van daar's iets belangriks wat jy op wag. Soos jy moet dit uitvind. Dis soos om met die beste manier hoe ek dit kan verduidelik.
as jy nou met 'n groepie mense praat, maar jy's nou net hier in 'n groepie en hulle praat, maar daar aan die ander kant is 'n baie belangrike persoon. En jy weet dit wat hulle praat is baie belangrik. Het jy al gehoor as jy so hier in hierdie groepie staan, maar jy oortjie rek tot daar aan 'n jy weet jy hoor so daar aan die ander kant, nê? Dit is daai woordjie wat hulle praat van wait in hierdie sin betekenis. Dit is om jou hele oor so in te stel op dit wat gebeur, om jou fokus, jou fyn ingesteldheid. So ek wil jy moet aan daai prentjie dink, en dis wat daai versie sê, but those who wait for the Lord, daai wat fyn ingestel is en gefokus is om God te sien, te hoor, om aktief te wees in dit wat hy mee besig is. Dis amper of jy skuif nader, jy leun in tot wat God mee besig is. En dit is hoe jy wag in God in hierdie konteks, is om jou fokus van die wagtydperk af weg te skuif na wat God mee besig is. Maar dan in die tweede, daar's nog 'n gedeelte in Psalm 37 en dit is vir my nogal 'n verrassende gedeelte. Psalm 37 vers 7, nog 'n mooi woord. Be still before the Lord, wait patiently for him and entrust yourself to him. Is dit nie mooi nie? Be still before the Lord, wait patiently for him and entrust yourself to him. Nou hierdie versie hierdie woord is baie besonder. As jy eintlik gaan kyk en jy gaan kyk in die Hebreëus wat wait daar beteken dit om te twirl in dans. Het jy al gesien as iemand twirl in dans? Wie weet om te twirl in dans? Weet jy hoe? Gaan jy my wys, ja? Gaan jy my nie, ek dit nou maar moet doen. Dit is wanneer jy so twist, né? En ek het gelukkig hier op een plek geland. Maar weet julle hoeveel fokus het dit gevat nou om op hierdie een plek te land? Jy kan nie net twirl nie, want jy sal die tafel omval, op die hond val, alles afval. Jy moet dink. Dis letterlik, gaan lees, daai woord in Hebreëus beteken daai white word. Want kyk, die Hebreëse woorde is diep, hulle is ryk in betekenis. Dit beteken as jy white, dis is 'n twirl. Jy twirl in dans, jy's gefokus in daai oomblik. Want jy's gefokus op wat God mee in jou lewe besig is. Is nie mooi nie, die rykheid van die woorde. Dis nie net 'n white nie. Soos daai beeld van iemand wat draai en dans, maar wat gefokus is op waar hulle land en hoe dit plaasvind. En dan is daar 'n ander manier wat jy kan kyk na wag, is soos 'n vrou wat wag op haar kleintjie wat gebore is. Ek moes nou hierdie journey ook deur saam met Anton en Michelle en Brigitte en JD, al 2 kleintjies is nou gebore. Ja, dis 'n verskriklike 9 maande van wag en wag en wag. En wag signify ook op dit. Ek dink vir 'n man is dit seker die mooiste, want hulle voel niks. Hulle moet net glo daar's 'n baal. Hulle sien iets gaan aan, maar hulle het geen idee dat daar 'n lewetjie in daai vrou se liggaam is nie. En hulle wag. En ons wag. En dan wag jy vir dit wat na vore kom. So dit is die 2 mooi woorde van wag. Nou verstaan julle die woordjie wag, nê? Nou wat jy nou daarmee doen is nou nogal redelik belangrik. Want ons leef in 'n wêreld waar almal kitsoplossings wil hê. Ons wil net hê dit moet gebeur. Maar God werk nie, het agtergekom hy werk nie volgens ons horlosie nie. Hy werk op sy tyd. Ek dink tyd beteken niks vir hom nie. Want hy weet al klaar presies wanneer alles moet afspeel op wat se tyd. So dis nie volgens ons horlosie nie, maar een van die grootste geestelike dissiplines wat ons moet leer is om te wag. En baie mense dink wag is passief. En ek wil dit baie prominent stel vanaand. In God se koninkryk is wag aktief, diep en transformerend.
Wag is nie net ek's passief, soos ek sit voor die TV en ek wag nie. Dit is, daar's iets aktief, daar's iets transformerends, daar's iets diep. En dit bring my by my eerste punt. Wag is nie passief nie, dit is 'n verhouding. Ons verstaan wag verkeerd. Ons dink wag, niks gebeur nie. God het vir my vergeet, ek is alleen. Maar in die Bybel beteken wag, jy bly op daai plek waar God gesê het, jy moet bly, en jy verwag, en jy vertrou hom volgens wat sy woord vir jou sê. Jy gaan op sy woord. Hoor hierdie mooi versie. Ek was regtig verbuisterd toe ek gaan lees het die hoeveelheid versies wat van wag praat en die konteks en elke keer die mooi beloftes. Hoor weer hierdie mooi versie. Psalm 130 vers 7. Ek wag op die Here, my siel wag. Ek hoop op sy woord. Dis nie mooi nie. My siel wag op die Here meer as wagters op die môre. Wagters op die môre. Dit is nie 'n tikfout nie, dis presies hoe dit in die woord staan. En ek het nog nooit in my lewe raak gelees nie. Net soos wat wagters wag vir die môre, sê die Here, kom ons wag op hom. Om uit te kyk na daai son wat opkom. Want by die Here is goedertierenheid en by hom is daar baie verlossing. So wag is nie net 'n tyd wat verbygaan nie, dis 'n tyd wat gevul is met God se teenwoordigheid. Want sy woord is aktief en lewend. En hoor wat sê die Psalm hierso, want ek wag, my siel wag en ek hoop op sy woord. En is sy woord wat daai beloftes dra. So dit is waarop jy wag. En jy wag op sy woord soos wat wagters wag vir die môre. So jou hoop is in die beloftes van sy woord. So my vraag vanaand is, hoe lyk jou wagtyd? Jy wat nou wag, of al gewag het, in limbo is, hoe lyk daai wagtyd? Is dit vol frustrasie? Of is dit in 'n tyd waar jy regtig besig is met die Here? Of maak jy daai wagtyd vol met 'n klomp leë dinge wat niks volmaak in jou lewe nie? En dit bring my by my tweede punt vanaand. Wag is waar God jou vorm. Nou hierdie gedeelte hou ons nou nie van nie. Want God stel nie net belang in jou bestemming nie, maar in wie jy word op die pad daarheen. Ons wil net by ons bestemming uitkom. Dis alwaar ons belang stel, is die eindpunt. Maar wat stel God in belang? In wie ons word op pad soontoe? En julle, daar's wonderlike voorbeelde van dit. Josef het 'n wonderlike belofte gehad, maar hy was eers 'n slave en toe is hy aangestel as second in charge in Egipte. Dit het 13 jaar gevat. Dawid, hy's gesalf as koning en eers 10 of 15 jaar daarna het hy in die in koningskap gesit. Hy het vir al daai jare in 'n woestyn weggekruip. Dis 'n baie lang tyd. Abraham, mooiste voorbeeld, 25 jaar van die belofte totdat hy Isak lewend gesien het. En weet julle wat, en toe ek daar dink ek een van die ander grootste beloftes is Jesus Christus. Hy was geprofeteer. Party mense het 4000 jaar gewag dat die Messias gebore word. Want dis die tydlyn van Adam en Eva totdat wat die Messias gebore is. 4000 jaar. En hulle het nie moed opgegee nie. Hulle het aanhou kyk na die tekens in die woord totdat hulle daai Bethlehemster gesien het. Totdat hulle geweet het hier kom die Messias. Hulle het gewag. So dis vir my sulke mooi voorbeelde
Wag is goed. Dis 'n vormingstydperk. Dis nie 'n vermorstydperk nie. Ons dink wag is 'n morstydperk. Ergens het ons 'n verkeerde idee van mag. Ons dink niks gebeur in wag nie. Daar is nie 'n effek in wag nie. Maar dis 'n vormingstydperk. Onthou, as jy besig is om te wag, dalk selfs net eenvoudig in hierdie 21 dae waar die Here met jou is en jy wag dat hierdie 21 dae verbygaan. Onthou, die Here is besig om iets te vorm binne in jou. Dis 'n vormingstydperk. En dan my punt 3 is wag toets jou vertroue. Jy gaan God verwag van jou om op hom te vertrou. My beste ding wat ek hier aan kan dink, toe ek daaraan dink ek aan al die jong mense wat altyd vir hulle lewensmaat wag. En ek het met 'n paar mense hierdie week ook daar gepraat. En hoe mens kan moeg raak vir wag, en jy kan jou eie plannetjies maak, of jy kan settle vir second best. Alles omdat jy nie wag vir die regte tydperk nie. Want wanneer ons wag, begin ons twyfel. Ons begin ons eie planne maak. En ek dink dis die grootste probleem met wag, is ons begin ons eie planne maak, as ons nie besig is met die Here nie. En dit is ook my vraag vanaand aan jou. Vertrou jy God, of vertrou jy tyd? Gaan jy na tyd kyk, en sê die tyd is nou te lank, daarom gaan ek my eie plannetjies maak, of gaan jy God vertrou? So moenie na tyd kyk nie. En dan soos ons afsluit vanaand, wil ek nog net een versie met julle deel, wat so mooi is vir my. En dit praat van dat wag bring vernuwing en versterking. En dis 'n baie bekende vers, ons almal ken hom. Maar ek wil hê jy moet hom regtig vanaand saam met jou huis toe vat, met 'n nuwe gedagte van wat wag beteken. Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle wandel en hulle word nie mat nie. En weet jy wat, vat daai versie en maak hom persoonlik. Maak hom persoonlik vir jou. Ken hom uit jou kop uit jou hart uit. Maar Suzal wat op die Here wag, sy kry nuwe krag. Sy vaar op met vleuels soos 'n arend. Sy hardloop en word nie moeg nie. Sy hardloop, sy word nie mat nie. So sit jou naam in dit en maak dit joune. Want moenie wagtyd sien as wagtyd nie, as jy wag nie. Sien dit as vernuwingstyd. Sien dit dat die Here vir jou in hierdie tyd wil hy jou versterk en wil hy jou vernuwe. En net so voordat ek vir ons afsluit, dan is die vraag sekerlik, maar hoe doen ons dit prakties? En dit bly eintlik so eenvoudig. Wat doen jy in wagtyd? En dit bly dieselfde ding. Ons doen dit net nie. Ons moet in sy woord bly. Ons moet sy woord lees. Ons moet bid. Ons moet bly in gebed. En een van die belangrikstes is stilte. Om te wag op hom, om te wag hoe hy met jou praat, om jouself af te sonder in stilte. Dis krities in die wagtydperk. En dan bly getrou. Moenie moeg raak nie. As jy 'n volgeling is van Jesus Christus, bly 'n volgeling van Jesus Christus. Moenie dat jou olie opraak. Dat wanneer Jesus kom, het jy nie meer olie oor nie, want jy het nie gewag nie. Jy was nie besig om sy woord te lees nie. Jy was nie besig om te bid nie. Jy was nie besig om stil te raak nie. Want jy het nie vertrou nie, jy het moeg geraak. So net daar waar jy sit vanaand, wil ek hê jy moet net jou oë toemaak vanaand. En ek wil net vir jou bid. En as jy in 'n wagplek is in jou lewe,
en is vir jou 'n frustrerende plek, dan wil ek net saam met jou bid vanaand. En daar kan ons net ook vir mekaar bid vanaand. Ja, Here, soos ons hier by mekaar kom vanaand, vra ek dat U ons sal leer wat dit beteken om op U te wag, Here. Here, dat ons nie met frustrasie in 'n wagtydperk sal ingaan nie, maar met vertroue, dat ons U sal vertrou, Here. Here, en nie met vrees nie. Here, ons kom teen vrees, Here, maar met geloof dat U besig is. Here, dat ons U woord sal vat en dat ons U woord oor ons lewens sal spreek. Here, en ek bid vir elkeen vanaand wat in 'n wagtydperk is, dat hierdie hulle vormtyd sal wees. Here, ek bid dat hulle nie meer gefrustreerd sal raak nie, maar dat hulle sal erken en sien hoe U besig is om iets baie moois te vorm in hulle lewe. Here, ek vra dat U ons harte sal kom verander, dat ons harte kan hê wat kan wag op U. Leer ons wat dit beteken om te wag, Here. En help ons om U te ontmoet in stilte, Here. Sodat ons U kan hoor, Here, sodat ons kan verklaar wat Jesaja 40 sê. Here, in daai vers sê, maar ons wat op die Here wag. Ek wat op die Here wag vanaand. Ek kry nuwe krag. Here, ons ontvang dit. Dankie vir nuwe krag. Vir elkeen wat dit vanaand nodig het. Here, dankie dat U woord sê, dit is soos asof ons dan vleuels kry van 'n arend, sodat ons hoog kan vlieg. Bo oor alles wat ons so probeer oorweldig, Here. Here, dankie dat U sê ons hardloop en ons word nie moeg nie, en ons wandel en ons word nie mat nie. Here, wat 'n wonderlike voorreg om ons krag in U te vind. Help ons om stil te wag op U vir elke liewe belofte. En Here, ook vir ons as Soteria gemeente wat op hierdie 21 jaar journey is. Here, help ons om in hierdie tyd ons fokus op U te skuif. En om met U besig te wees in elke faset wat U op ons hart skryf. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. So julle moet lekker wag.